Vriende, goeiemôre. Dis Dinsdag, 30 April en Koffiekuier 848. En ek wil vanoggend met jou gesels oor die tweede deel dan nou van ons tema waar ons sê wanneer jou planne verander word. En hoe ons eintlik ook God se teenwoordigheid kan beleef in daardie veranderende omstandighede. Nou, kan ek onmiddellik sommer net eers sê, ons kan mos nou nie die afleiding maak of dit die uitspraak maak dat alles in hierdie lewe wat met ons gebeur noodwendig net so God se wil is nie. Dat hy nou op natuurlike of bonatuurlike maniere of wat ook al ingryp en ons lewens in 'n ander rigting stuur of wat ook so aan nie. Want baie van dit wat in ons lewe gebeur is as gevolg van keuses wat ons gemaak het, besluite wat ons geneem het, ander mense wat iets doen of besluit of 'n keuse maak, optrede van hulle wat 'n invloed op ons lewens het. So ek wil net in die eerste plek dit sê, ons moet nie reglynig oor hierdie saak dink nie. Ek het dit al in die verlede genoem, ek wil as ek die keuse maak om onverantwoordelik en onverskillig te bestuur en ek ry iemand raak, dan kan ek dit nie voor die deur van die Here gaan en sê, hy het dit nou so beskik, dat hierdie persoon se lewe daardeur geraak word. Maar dit is 'n moeilike onderwerp om oor te praat, ek wil nie detail daarvan ingaan vanmôre nie. Ek wil eintlik die vraag vra, maar net weer en waarby ons Vrydag al reeds stilgestaan het, is, hoe kyk ons ook na die lewe wat soms anders loop as wat ek en jy daaroor dink, as wat ek en jy dit beplan het, en tot 'n meerdere mate ook eintlik om te sê, hoe is ons planne, as ek dit so kan stel, in lyn met wat God vir ons wil hê? Dis eintlik so tweede vlak vraag al, wat daarmee saamgaan. En jy sal onthou, ek het Vrydag ons nou vinnig verwys na die voorbeeld van Simon van Sirene, wat daar in Lukas vertel vir ons, ja, in die evangelies ook, hierdie verhaal, hierdie ou Simon van Sirene, waarskynlik 'n swart man uit Afrika uit, hy's vir werk, vir besigheid, daar in Jerusalem, bly buitekant Jerusalem, elke dag stap hy in en uit, dan doen hy sy, en terwyl hy eendag op pad is, soontoe, toe kom die soldate met Jesus daar verby op pad Golgotha toe, en Simon word ingetrek, sy planne word verander, sodat hy op die ouend een word vir die kruis ook dra namens Jesus, saam met Jesus. En die vraag wat ek dan nou daarmee saam wil vra is ons oop daarvoor om ook in hierdie veranderende gebeure, hierdie veranderende planne te soek vir waar is God teenwoordig, of dit nou sy wil is of nie, of hy nou, maar is God en hoe dink ons daaroor na? En vriende, ek het so vinnig verwys daarna dan Vrydag ook, as jy gaan kyk na Paulus se lewe byvoorbeeld, dan is Paulus hierdie een persoon wat sy lewe eintlik op soveel plekke herhalend getuig daarvan dat God ingryp, dat dinge gebeur en Paulus se lewe stuur effens in 'n ander rigting in. Nou vir diegene wat Sondag in die kuierkerkie onder by die saal was, sal nou weet ek het nou meer pertinent na die Paulus se verhaal ook in Handelinge 16 verwys. En ek gaan vanmôre net so ietsie vinnig daarmee deel met jou. Paulus en Barnabas was ons nou hulle het ons nou saam die evangelie versprei, eerste sendingreis gedoen, die evangelie versprei, kom ons sê dan maar kerkplanting gedoen, nuwe geloofsgemeenskappe gevestig en allerlei dinge, en dan lees ons in Handelinge 15, dat Paulus en Barnabas gekom het, en dat hulle op 'n manier besef het, maar hulle stem eintlik nie saam, oor 'n paar goed nie, langs storie kort maak, op die eind besluit hulle twee om elkeen maar hulle eie pad te gaan, om die evangelie dan so te versprei. En dan is dit interessant is dat Handelinge, die skrywer van Handelinge, Lukas, heel waarskynlik vir ons, dan nou sê dat Barnabas toe vir Markus saamgevat het, en hy is met 'n skip Cyprus toe, en Paulus het vir Silas gekies, hulle twee het weer vertrek, en deur Sirië en Cilicië gereis, en die gemeentes daar versterk. So, onmiddellik, hierdie twee, Paulus en Barnabas nou net by mekaar gebly het, was hulle dan nou saam op een plek in. Maar hier gebeur dinge met bepaalde persoonlikheidsvoorkeure en jy weet, 'n konflik wat daar was, en hulle twee se paai split, maar op die ouend word die evangelie in twee verskillende rigtings uitgedra. En dan in hoofstuk 16 lees ons dan dat Paulus in Derbe kom, en daarna in Lystra, en daar ontmoet hy hierdie jong, kom ons sê nou maar dominee, Timotheus. En op die ouend word Timotheus 'n reisgenoot van Paulus. En dan vertel Lukas vir ons daarvan vers 6 af, dat Paulus en Timotheus hulle toe nou deur die gebied van Frigië en Galasië gereis het, want hulle was eintlik op pad om in Klein-Asië, of jy weet, destyds kom ons sê dan maar Klein-Asië, die evangelie te versprei, maar op een of ander manier het die Heilige Gees hulle verhinder
om daar in daai provinsie te kom. Dis hoekom hulle toe nog maar deur Frigië en Galasië gereis het. Jy kan gerus sommer in jou Bybel in die 83 vertaling, daar is 'n pragtige kaartjie sommer van die sendingreise van Paulus, dan sien jy amper hoe hierdie paadjie so loop, né? So, hulle wou Asië toe gaan, op die eind reis hulle deur Frigië en Galasië, en dan sê Lukas vir ons in vers 7, toe hulle by die grens van Misië kom, het hulle na Betanië toe probeer gaan. Maar die Gees van Jesus het hulle dit nie toegelaat nie. So, volgende keer wat hulle in een rigting wil gaan, maar dan druk die Here as ware hulle eintlik in 'n ander rigting in. Hulle is toe nou deur Misië na Troas toe. En daar in Troas het Paulus die nag die gesig gesien van die Macedoniese man, wat sê, kom oor na ons toe, kom help ons. En toe vertrek hulle Macedonië toe. Nou, lang storie kort maak op die ou en vriende, die punt is net van hierdie verhaal, van hierdie stukkie geskiedenis, dat Paulus se planne verander het. Dat die Here in hierdie geval deur die gesig wat hy gesien het, die visioen wat hy gesien het, deur die leiding van die Gees, deur hierdie gebeure gemaak het dat Paulus op 'n ander plek uitgekom het as wat hy aanvanklik beplan het om heen te gaan. En die vraag is, wat maak jy en ek as ons planne verander? As die lewe met ons gebeur. En soek ons doelbewus, intentioneel daarna om te sê, maar hoe moet ons die hand van die Here in raak sien en hoe moet ons God se teenwoordigheid in hierdie oomblik ervaar? Ag, en jy kan mos nou vir jouself dink, ek wil as ons oor hierdie saak praat, kan jy die onderwerp eintlik so wyd oopmaak as wat jy daaroor kan dink. In terme van gesondheid, wat met jou gebeur, siektetoestande wat onder ons pad kom, in terme van verhoudinge wat daar konflik beleef en ek mekaar uitgaan, in terme van iemand wat toevallig, sê ons mos nou, oor jou lewenspad kom. En die vraag is ek en jy, binne die groter konteks van die tema waarmee ons besig is ek en jy oop vir daardie oomblikke waarin ons planne verander word, sodat ons ook in dit godsontmoetings kan hê. Sodat ons in daardie planne, in daardie gebeure wat onderbreek word, die ervaring kan hê van God is hier en hy is met my op pad. Ek het dit Sondag in die Kuierkerk ook genoem. Ons gesels die week, verlede week Maandag daaroor, dan nou oor hierdie hele saak en een van die ouens, ek dink is Ryk van Velden gewees, wat sê, hy het iewers 'n aanhaling geraak gelees om te sê, interruptions, hierdie onderbreking van jou planne, jou program, jou dagboek, interruptions is the ministry. Ons dink baie keer daaraan dat ons moet die bediening beplan, ons moet kyk hoe ons mense kan bedien, hoe kan ons die evangelie uitdra, hoe kan ons betrokke raak by mense, hoe kan ons barmhartigheid betoon, weet al daai goed, ons beplan. Maar op die ouend is daai onderbrekings, daai interruptions, daai mense wat oor jou pad kom wat jy nie voorbeplan het nie. Heel dikwels, meestal, is dit waarby die Here wil hê ons moet besig wees. En vriende, in die missionale teologie werk ons eintlik ons met hierdie beginsel ook om te sê, ons is nie op 'n sending iewers heen nie. God is besig. En ons moet net ontdek waar raak ons saam met hom betrokke in hierdie lewe. Die inpas gemeenskap is so 'n beweging in die kerk en die NG Kerk wat sê ons moet eintlik met deur geloofsgewoontes ontwikkel en deur geestelike dissiplines en deur ons daaglikse toewyding moet ons 'n klomp goed kan ons dit doen om in pas met God te kom, om op sy ritme deur hierdie lewe te gaan. En dis die uitdaging, dis die punt van hierdie verhaal. Ek en Jean-Marie beplan om vandag sommer net lekker tyd saam met mekaar deur te bring. Sy verjaar vandag en ek het afdag gevat, sy het verlof ingesit, so ons wil graag vandag sommer net tyd met mekaar deurbring. Ek het 'n klompie planne wat ons wil doen. En aan die een kant hoop ek, touch wood, nee, ek hoop dat dit so kan uitwerk. Maar ek moet 'n openheid hê om te sê, dalk is daar iets anders wat gebeur. En dan moet ek vra, hoe is God hierin teenwoordig? Mag jy 'n openheid hê, 'n ontvanklikheid hê, 'n sensitiwiteit hê en ontwikkel om hierdie geleenthede ook raak te sien waar jou planne soms deur die Here direk verander word sodat jy kan kom op die plek waar God jou wil gebruik. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons ook vanmôre kan stil word en kan weet met ons beplanning, met dit wat ons oor die lewe dink, met ons eie
agendas en ons doelpale en doelwitte en dit wat ons nastreef en wat ons baie keer ook glo is in belang van u koninkryk en vir ons kunskap van u, Here, dat ons ook vanmôre kan weet, daar gebeur goed, dan is ons planne anders, maar ons kan u maar vertrou. Ons kan u toelaat om ook in hierdie gebeure telkens vir ons te herinner, u is teenwoordig. Gee dit ons met daardie ingesteldheid, Here Jesus, elke dag sal leef, oop vir die oomblik, waarin u ons ontmoet, ook buite ons normale beplanning. Ons bid dit in u naam. Amen. Vriende, ek hoop jy het 'n heerlike Dinsdag, mag jy hom geniet, en DV Vrydag gesels ons dan oor ons laaste tema in hierdie reeks, maar Vrydagoggend meer daaroor. Geniet jou koffie, mooi loop en mag jy 'n wonderlike week verder hê.